Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Alright. Ons probeer ernstig raak. Nee, ek dink nie, maar hierdie is interessant. As ek sê ek wil terugkom, ons praat oor. So kom ons praat 'n bietjie doelwitstellings, hierdie nuwejaarsresolusies, hoe kom werk dit nie? As ek sê baie van julle ouens is dit julle ding is, daar gaan niks niets wees nie, maar ek dink soos ek sê, ek doen dit elke jaar en elke jaar leer ek iets niets, of is dit net weer op vars bewuswording van hoe om dit nie te doen nie. Een ding wat ek wil wegspring, en ek wil nie, ons gaan terugkom na systeme toe en doelwitte, maar die een ding wat my gevang het, of ek wil nie sê gevang het nie, ek is hier afgelope week kwaai op YouTube, ek het seker 5 of 6 nuwe ouens ontdek, ek kyk hulle goed, dit is vars, dit is amper soos my nuwe playlist op Spotify, variasie van dissiplines, AI, is my interessant wat ChatGPT, is goed wat aan die gebeur is, wat ek vir Dewald nou gister gesê het, dit voel vir my niemand doen ysbarrens in Suid-Afrika of in Pretoria, toe sê jy vir my die volgende wat baie waar was, nee? Dat teken ons is nie so mainstream soos die Amerikaners nie, of omdat daar so baie Amerikaners is, en hulle dalk 10 of 20 YouTubers wat dit doen, nou het lyk het of hele Amerika ysbarrens vat, en ons weet nie, ons is nie so visible wat dit dan. Ja, ek dink nie groen as ons nou weer terugkom na die verskil met die Afrikaner, dink ek dink dit het nou verander oor die tyd, maar die Afrikaner is op sigself is meer privaat. So ons gaan nie YouTube video's en sulke goed maak. Soos ek sê, ek dink dit nou begin verander. Ek meen as jy nou kyk, wil almal Housewives of so likes. Ja, dan wil almal net 'n selfie en wat se naam. Hoe sê hierdie een nou sê weet die gym is so besig, hy moet 5 minute wag om sy selfie te neem. Maar ja, ek dink dis die verskil is die Amerikaners in hulle manier en hulle mannerism is maar net van meer uitgesproke en dis, ek meen, dis baie keer hoekom ook, ek het altyd gedink met DIY byvoorbeeld, ek dink dis ouens in Suid-Afrika wat baie goeie DIY kan doen, maar hulle film het net nie, want hulle het nie daai, hulle kan nie cool maak, dit is nie entertaining. Hulle vloek te veel terwyl hulle dit doen. En soos Jacques wat nou kaal in sy yspan klim. Ek dink Hoekom dink jy daar? Dit pla my dat jy dink daar. Meeste Suid-Afrikaners wil dit nie opneem nie, hulle sê tot hier en nie verder. Waar die Amerikaners is baie meer liberaal, hulle neem nie goed op. Hulle blur om net. Ja, maar ons tegnologies, ons weet nie waar is die blur knoppie nie. Ons weet nie waar hy is nie. Waar is die blurry knoppie? So die punt is, okay, so nou, ek kyk nou na hierdie ouens, en AI byvoorbeeld is vir my nou waar ek kom op hierdie een nou af en hier maak hierdie wêreld van AI, Artificial Intelligence, dankie vir die maas wat luister en Ernest is gaan nie 'n wêreld oop wat vir my met Web3 wat dan nie gebeur is, en die goed is onder ons neus, dit is ongelooflik.
En ek het begin speel met die goeters. En ek moet vir jou sê wat my, en dit kom weer terug na, en ek plan die saadjie hierso in julle koppe, en die luisteraar se koppe, en die sondaar se koppe, is dat ek begin agterkom dat die geleentheid wat hier lê, is nie eers die tegnologie nie, dit is die strategie om dit. Is hoe implementeer jy dit? En ons praat nou van sales copy, daar's, jy weet jou, you name it, dit is ek het dit neergeskryf, so 'n bietjie met julle deel die naweek. Presentation, tik die tema in, 40 sekondes bou die AI vir jou 'n presentation van 6-7 slides, wat jy nie in jou wildste drome sal, Adrian, jy gaan hom nie kan ontwerp so nie. Ek moet vir jou actually van daai goeters. Selfs ontwerp AI, jy kan nie glo, dit gaan nie daaroor dat die AI die designer gaan, die ontwerper gaan vervang, of Albert wat ons skrywer is. Dit is hoe jy Albert, of die output, copywriting, een website, of een AI, 5 keer die output in dieselfde tyd. 5 keer. Nie vervang nie, ons kan nou 5 keer meer doen. Ons kan nou 5 keer meer doen. Jy gaan nou weer uit challenge onthou net jy moet dit in Afrikaans doen. AI is nog, daar's nie Afrikaans. Daar's 'n ding Afrikaanse AI is. Maar daai kunsmatige kennis, maar jy slaan die spyker op die kop, maar dis veral in Afrikaans. Hey, gebruik ons KNK. KNK, nee, maar kunsmatige kennis. Kunsmatige kennis. Ons moet besop, ons gaan trade maak en vriends met KNK vir my. KNK. Jy dit nie verstaan haar nie. Maar daai is presies my punt nou. Met Afrikaans, veral wanneer ons met copywriting en daai tipe van ding kom, is jy kan die tegnologie gebruik om jou die bewoording en idees te gee van hoe jy jou sin moet konstrueer of die waardeproposisie moet kommunikeer. En dan vertaal jy hom. So dit raak 'n hulpbron vir Albert. Albert, jy gaan in elk geval as jy hierdie luister en transkribeer, dit is om jou span te bewapen met hierdie goed. En dit is vir my baie opwindend, veral met Afrikaans, want jy kan nie net Afrikaans gaan tik het nie. So dis weer eens, hoe gebruik jy dit om Afrikaanse, en is 'n klomp goeders, maar ek wil nou nie aangaan nie. Ek wil dink, wat was my oorspronklike punt gewees? Maar, jy sê, jy het navorsing op YouTube gedoen en klomp goed afgekom en navorsing. Kyk, die groot ding wat ek wil sê, weet nie, die tegnologiese section, ek het volgende ook daaraan gedink, is waar ons nou is in hierdie tyd van die jaar en so, is belangrik wat jy nou daar gesê het, is dat jy moet sien hoe tegnologie, nie, hoe gaan dit help, nee, en ek wil amper al saam van sê, hoe gaan dit help om my tyd te bespaar, want tegnologie kan ook jou tyd steel, so deel van bankmode bijvoorbeeld, weet, is deel, weet, in my geval is dan geen sosiale media, geen tegnologie basis nie, weet ek, dit tel nie iemand my bel of soos, maar ek is selfs met dit, daar's struktuur en tye wat ek werk, so ek sal ook nie WhatsApps antwoord nie, so ek dit weet, waarom is net te vinnig is om daai, daar's 'n notification, daar's ietsie, jy reik na jou phone. Squirrel. So dieselfde wat jy nou daar gesê het met die AI en goeders, is daar's soveel tegnologiese ontwikkelinge wat besig om te gebeur, maar jy moet gaan kyk in jou besigheid, hoe gaan ek dit gebruik, om nie net nog 'n nuwe shining ding te wees, want almal gebruik nou AI, ek moet ook AI gebruik nie. Maak dit sin in jou besigheid. Kan dit vir jou tyd bespaar? Kan jy jou dienslewering of jou produk beter word? Absoluut. Anders moet jy dit doen nie. Ja. Dit so ver as dit, AI is nie vir almal altyd nie. Dis 'n baie belangrike punt, en dis hoekom ek sê, jy met die strategie, dis soos daai wat ouens hier so instap, ek het dit al vir julle genoem, as wil 'n podcast doen. Dan sê ek, hoekom? Wat is jou strategie? Alright. Hou die gesprek op, en by the way, jy geweet wat kos het? Nee, okay, alright, so wat het jy gedink? Twee episode is 20 minute, en die foon gaan nie op jou lyn nie. Bel vir 'n saak ontbyt. Dan is hulle actually goedkoper vir daai een ding. En dit kom terug na strategie toe. Hoekom doen jy dit? En hoe gaan jy dit gebruik? En jy sla die spyker op die kop, jy wil. Maar kom ons staan gou stil, ons praat gou 'n bietjie Monk Mode, wat ons het dit aangeraak Desember. Dis waarmee ons Sondag wegspring, en Dewald, jy was die ou wat dit na die tafel toe gebring het verlede jaar, wat ons blootgestel het aan die ding, en ons het hom 'n bietjie net getune, ge-Africanized, so yes. Vertel jy ons bietjie. Ja, en ek dink wat die groot ding wat ek wil sê oor Monk Mode is,
ons moet onsself challenge. Ons het nog gepraat oor jy met die koue water en hoe ons mindsets moet goed is. Daar deel van monk mode, en ek dink ons gaan hom weer nog bietjie tweak, is net om jouself te challenge elke keer so af en toe, want waar daai groei vind plaas buite jou comfort zone. So twee goeders is jy moet goeder doen buite jou comfort zone vir groei, maar terselfdertyd is wat ek onthou is wat gebeur in daai monk mode is jy challenge yourself om actually ek wil sê bietjie ekstra te gaan om habits te solidify. Ja, jy kan weet as jy nog kyk na habit stacking en sulke goeders en atomic habits, jy kan ook die stadiger pad gaan om te sê weet ek weet nie hoe dis wel interessant in 'n studie om te sê hoe sustainable dit is, maar as jy byvoorbeeld sukkel om gym toe te gaan, so weet wat hulle sê byvoorbeeld in habit stacking is, weet word jy oggend net wakker en sit klaar nie vorige aand net jou tekkies en jou oefenklere daar. Dis volgende dag stap jy check, ek het dit gedoen. Dag daarna is trek net jou tekkies aan. So dis dit. En dan die volgende dag maak die deur oop. Ja, is die een push-up. Ja, is die een push-up. Maar nou wil ek weer eens dit terug, ek dink dit hang af van persoonlikheid. Dit is waar. Nee. Want ek love hierdie challenge ding, soos luister, ek commit myself en is all out, weet, ek het 'n baie sterk wilskrag. En ek voel, as ek daai 30 dae soek met no compromise, nee? No compromise, is dit vir my baie makliker om dit net te doen. Ek dink ek sal sukkel om ek moet nou môre my klere uitsit, die dag na my tekkie, ek weet nie. Maak dit eintlik vir my bietjie makliker, dit maak vir my bietjie makliker om actually net so full out te gaan en als te doen. Ek sê wel, ek het nou niks meer eintlik, want dit gaan eintlik ook oor daai dopamine detox, wat die monk mode is, en wat dit doen, en om vrede daarmee te maak, dat oor hierdie gaan veral sê maar dag 1 tot 4, 1 tot 5 gaan uitdagend wees. Maar dan the tough gets going en dan is dit eintlik lekker, want dan is die pleister afgeruk en jy is ewe skielik op loodreg aan 'n spoor 'n week later. In fact, ek het dag 1 het ek al, wel nee, sê dag 2, dag 1 was my baie boring, was alleen Sondag by die huis, net daar en die TV kyk of enigiets nie, maar begin die ding ingekry en toe die Maandag wat ek die eerste een lekker geslaap het, goed geëet het, nie die Sondag alkohol gebruik het nie, so ek soos, dis die beste wat ek nog ooit op 'n Maandag gevoel het, en dis dag 2, so is suppose om tough te wees. Ja, en ek dink dis die groot ding met monk mode wat ons moet onthou, is challenge yourself, maar 'n deel van daai ding is, wat is die uiteinde wat jy wil bereik, nee? Weet, ons wil nuwe habits, want daai habits is nie, behalwe dat jy moet jouself direk nou push, nou, maar as jy nou dink aan goed, dis goeie goed. Dis goed wat jy doen dit in elk geval elke dag. Maar dis vir my die maklikste om te sê, okay, hoe kom jy by daai uit om te sê, okay, push yourself, en dan weet, ek dink hulle sê nog 21 dae, dan begin beraak dit outomaties. So dan is dit net makliker om dan aan te hou. Weet, en dan kan ons weer eens gaan, wat ons nou lekker in die bos beraak en sê, okay, maar wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. Dit beteken nie ons moet template copy-paste en ons moet elke jaar dieselfde doen nie. Ons kan sê, okay, goed, maar wat doen ons anders? Weet jy, het gepraat oor doelwitstellings. Mens moet teruggaan. Ek dink die groot ding van doelwitstellings is waar die verskil is, en jy het 'n New Year's resolution wat sê ek het 'n droom, ek het 'n wens. En dis waar dit bly. Met doelwitstellings het jy spesifieke aksies wat jy doen, en die groot ding van doelwitstellings is om te reflekteer. Want dis in daai refleksie wat jy agterkom wat het gewerk, wat het nie gewerk nie, en wat moet ek verbeter. Maar meeste van ons kom nie daar by die refleksie uit nie. Dis net soos ek het 'n gedagte om hierdie ding te doen, maar jy het nie 'n aksieplan nie, jy het niks in plek nie, en dan vra jy hoekom aan die einde van die jaar het jy dit nie bereik nie, want daar was geen plan nie. Ek dink wat die monk mode ook 'n nice ding maak, is wanneer laas het mens jouself van al die goeders ontneem, jy het of weggevat. Ek, miskien nie julle drie nie, het al social media op hoërskool gehad. Ja. Wel, actually dink ek Facebook het in my eerste jaar. Wanneer het Facebook uitgekom? 2007-ish. Was dan in my tweede jaar op universiteit, maar ek het al mix het en al die goedjies gehad op skool daar. In elk geval so... Is dit 'n cocktail? Wat is dit?
Maar jy het half as 'n tiener besluit om deel te neem in hierdie goeters, selfs met alkohol. Jy het al as 'n tiener begin te eksperimenteer en jy het jouself nog nooit 'n lang genoeg gap gegee om weer te sien hoe is dit regtig sonder dit. En of hou jy eintlik meer van die sonder dit as die met dit nie. En mense weet nie, almal sê, jy's nee, ek sal eerder ophou enigiets amper doen as wat ek ophou bier drink. Maar regtig, is dit regtig so, wat jy kan nie onthou was dit sonder dit gewees nie. Daai is 'n fantastiese punt en ek het dit neer, ek het 'n nota gemaak. Die kragtigste ding wat en ek wil nie 'n doelwitstelling sit, want dit gaan nie oor doelwitte nie. Is 'n doelwit se teiken, maar dit gaan eintlik nie daaroor nie. Dit gaan oor identiteit. En dis hoekom ouens nie daai nuwejaarsresolusie goed maak nie. Dit gaan oor hoe sien jy jouself? Is ek 'n drinker? Of hoe sal Cheers. Ek het net Nee, ek nie. Of is er nee, ek is nie meer drink nie, van dat syp uitgekom het, drink ek nie meer nie. So dis daai, hoe sien jy jouself? En selfs as jy kyk na James Clear, wat ek meeste ouens weet van James Clear se Atomic Habits, wat baie kragtig is hoe praat jy met jouself? Ek is 'n ou wat hou daarvan om water te drink. Dit is 'n simpel voorbeeld, versus ek sou wat hou van bier. Dit is 'n klein tweak in jou woordkeuse, maar dit anker 'n identiteit. En daai sluit aan wat jy sê is ons het identiteite wat ons ontwikkel het. Ek kan eerlikwaar my hand opsteek en sê ek was nooit 'n drinker nie. Maar mevrou giggel seker daarso. Ek het selfs op universiteit en ek sê daardeur, dit is nie dat dit 'n party was as ek heel voor. Dis nie die punt nie. Ek het nie op universiteit verstaan in die koshuisjare nie. En ek kyk terug daarna. Dis vir my verstommend. So nooit een drank het, ja, jy het jou skelm 'n mampoer gesteel uit die kas uit om sip jou tong brand, skierig daar gat jy, tipe van ding, maar drank het my nooit geplan nie. Want dit was my belangriker om die kar te steel en lamppale te gaan uitskop. Ek het nie in die girls, daar is daai 3 goed was die prioriteit, nie drank nie. In die koshuis, nou sit jy op koshuis universiteit. Nou is dit, ek bedoel, dit is 'n rowwe environment, daai omgewing met drank en goeders. Dan speel ons eerste span Vrydag aande rugby. Dan kan ek nie verstaan hoekom storm die ouens bar toe nie. Dan gesit ek en kyk ek TV in ons bond. Nie eens 'n bier gedrink nie. Dis nie iets wat eers, ek sê lus vir bier nie. Nou is ek die ou wat voel dit vir my later jaar, is ek die ou wat eerste by die bar, ek weet nog voor die eindvletjie blaas, hardloop jy al bar toe, en is 'n kwessie van, maar hoe het ek hier gekom? Ek het hierdie identiteit van myself begin glo om sê, maar ek drink en ek hou van my drank, ek sê nie daar is iets fout daarmee nie, ek sê net, ek het op 'n plek gekom waar ek is nie daai jaak persoon, en dis eintlik wie ek is eintlik daai ou, wat eerder 'n glas Coke gaan drink of 'n glas water, maar in elk geval, so dit is en monk mode het nog al 'n manier, want dit forceer jou om eintlik anders te identifiseer. Dit doen, en dit kom terug na Ernest se punt toe, dit ruk jou in 'n situasie om sê, luister, maar ons moet nou vir 30 dae, ons nou aanhou hiermee, is nie 'n week of 2, of ek word hierdie ou, en ek hou eintlik hiervan, of ek hou nie daarvan nie, maar ek dink 9 uit 10 keer gaan niemand sê ek is baie spyt dat ek nie elke aand kan drink nie. 'n simpel voorbeeld. Jy's oor jou. Al die ander goed, die chips en die screen time en laat gaan slaap, laat op sin. En daai is habit stacking, by the way. Ek kom agter is wat gebeur. As ek drank drink, dan wil ek eet 'n crap, slaap crap op, drink ek meer koffie, ek wil wakker word. Dis 'n sneeubal effek. Daai is habit stacking in die verkeerde rigting in. Don't be fooled for one second. Nee, 'n habit kan goed of sleg wees. Absoluut. Ons nie altyd sê habits is goed nie. Jy moet good habits, maar jy kan bad habits ook hê. Dis dieselfde proses geld. En dit is baie maklik.
Ja, maar ek dink Hoekom dit is nee. is dit nie identiteit nie, maar want as jy nou dink presies net terug na jou storie. ja, yes, ja. Dit is baie makliker want dit het jou identiteit geword. As jou identiteit anders is, dan Ja, is is reg. dan is die daai goeie habit is dit wie jy is. So dan is dit is net wie jy is. Dis Ja, maklik. later is dit nie eers meer tempting om die verkeerde ding te sien nie. So met daai, kom ek sê daarby die ou wat ek het nou, hy's nou nuut vir my, so ek kan nie eers sy van nou onthou nie. Ou wat is acquisition.com is die besigheid. Baie interessant ou. Maar nee, anyway. Gaan eers probeer nie. Hy praat van hy het oor identiteit gepraat. Toe sê hy is wat hy homself vra het, hoe tree 'n biljoenêr op in hierdie situasie? Hoe tree 'n Olimpiese atleet? Ek het vanmôre, of gisterand het ek nou oefen ek en ek kom, nou is ek nie lus verder om ek begin met my burpees, praat nou van koue water, daar's nog 'n ding wat jy nie gewoond aan raak, dis 'n bliksemse burpee. Dan my vraag is, nou staan ek daar in die tuin en dink ek, wat sal 'n Olimpiese atleet doen? En dink ek, nee, dis belaglik, ek sal nooit 'n Olimpiese. Nou gaan ek, wat sal 'n CrossFit atleet doen? Nou, ek kan baie meer assosieer met 'n crossfitter, en ek praat nie van Rich Froning en Matt Fraser hulle nie, ek praat van jou run of the mill, kom sê above average crossfitter. Wat sal hy doen? Ja, hy sal nog 2 stelle doen. So dis daai is 'n positiewe praat, maar is wat sal daai persoon doen in daai situasie versus ek moenie drink nie. En ek wil terugkom. Wat sal 'n biljoenêr doen? Nee, hy sal nie nog 'n dop vat nie. Want hy het werk om te doen. Of hy sal gaan oefen, want hy het sy energie nodig en sy clarity nodig. So dis amper net daai gaan kry daai ek weet die beroep ou vrou ding en sê hoe sal daai persoon of 'n wyse man. Hy het die voorbeeld gebruik. How would a wise man handle situation? How would a wise man behave? Ja. En 'n wyse man gaan nie snaaks doen. 'n virtual mentor amper. Dit is. En in die proses van hierdie dis fake it till you make it. Daai is ek fake asof ek die wys man is. Wel, En later begin jy identiteit aan, ja. Solomon die wyse man het gesê, as a man thinks, so he is. Soos Is dit in nie? jou hart is, Absoluut, dit is waar. word jy, so Ja. is jy. Maar hy nie ook 10 vrouens gehad nie. Wel, hy het 1000. aan die begin, ja. Dis hy het foute gemaak. Hy het foute gemaak. Hy het geleer uit sy foute. Dis dalk hoekom hy die wysste man was. Al die Kom hy foute ou burpees doen het. So, maar die tyd vlieg alweer. So ek wil vinnig die gedagte wat ek soos in Amare, jy kan 'n bietjie net op 'n ander angle in jou slot ingaan as jy wil. Maar die interessante ding, ons praat van die is maklik om eerder die bier te drink, soos sê daar's die tydsding, maar hier's 'n interessante ding, ons gaan hierdie oefening doen. Ek het hierdie oefening al gedoen. Ek het by 'n pel van my in Londen geleer, daai tyd ons is deur daai oefening. En hierdie week het ek weer 'n YouTube, is ek net 'n ander angle gegee. En hier's dit. Ons breine sal altyd die negatiewe eerste gaan soek. So laat jou brein doen wat hy wil doen op sy beste en dan gaan doen jy die teenoorgestelde. Maar jy gaan lys dit. So alles wat hy vir jou sê is jy kan nie doen nie, dit gaan so wees. Jy die antwoord, want as die teenoorgestelde is die antwoord en dan begin jy reverse engineer. En hierdie voorbeeld, en ek laat julle met die gedagte wat gaan kom, is 'n 10x. Dis die eerste keer waar ek van 10x, nie Grant Cardone se 10x, groot back sales nie, is hoe jy 10x jou besigheid. Vandag se wins, se turnover, se kliëntebasis, mal 10. Lyk dit. Dan gaan jou brein alles vir jou vertel hoekom jy nie daarby kan uitkom nie. En al daai obstacles dis jou strategie om daarby uit te kom. Want dis wat ons breine die beste doen. En Dis nie die Afrikaner nie. En die Ons rede breine. dat jy dit nie wil hê nie, is die motivering. Korrek? Absoluut. Ja. Ja, maar jy wil jou brein gaan vir jou sê nie, ek kan nie elke dag ysbad vat nie. Hy sê hy kan nie. Dan sit 'n kwessie, die antwoord lê dan in die teenoorgestelde. Dis elke keer is daar negatiewe, die teenoorgestelde is die antwoord. Die brein ons is gebou om obstacles te identifiseer. That's our natural reset. Ja, maar of wat is die woord? Default. Ons default setting. Die groot rede daar is scientific, dat ek net gaan daarby aansluit, is hoe die brein werk. Die brein is gemaak om energy te conserve.
En al daai goed waarna jy dink, beteken die brein gaan moet werk. Dis waar. Dis hoekom weet dit einde die negatief want hy soos okay, maar ek hou daarvan om Path of least ek hou daarvan resistance. om te idle. Ja. Want dan hoef ek nie energie te verbruik want dis my natural dis my default, dis ek wil net energy conserve, survival. Dis my brein en ek dink dis wat jy moet verstaan, jou brein werk so want dit is wat hy wil doen, hy wil jou die hele tyd laat survive. Ja, en daai pyn versus pleasure. So ons sal meer doen om pyn te voorkom as om plesier te verkry. Maar die rede hoekom party mense die dissipline pad sal stap en die regte ding doen eerder as die gemaklike lekker ding is want dit gaan oor delayed gratification, dat iets in ons glo dat sê nou maar die wat jou biljoenêr wat na 1 bier stop, daai persoon glo dit gaan vir my baie meer vreugde gee later. Dit gaan my soveel pyn veroorsaak nou en môre om nou hier nog 'n bier te drink as wat my drome waar word, ek realiseer my gedagtes en ek bou uit my visie. Dit is my groter plesier en om dit nie reg te kry nie is immens pyn. En dit word dan hoekom dit nie en dit staf net jou punt. En iets wat ons voor moet pas op wat dit aanbetref is om advies vir ander mense te gee gebaseer op ons brein wat default daarna toe. Ek het al baie keer gesien wat ek baie suksesvoller entrepreneurs advies gevra het en hulle gee altyd vir jou die konservatiefste, versigtigste advies. Nee, moenie, vat eerder hierdie paadjie, dis veiliger. Of ek wil vir my 'n lekker kar gaan koop, ietsie wat vir my lekker, nee, koop die kleiner ene wat lig op brandstof is, wat goedkoop is om te diens. En altyd daai caution vir jou gee. So, wanneer ons besigheidsadvies gee, moet ons pas op dat ons brein valt, nie die ander persoon op dieselfde manier beïnvloed nie. Nice. Ja, gou daarvan. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.